dat Tantani oorlede is. Maar saam met die afskeid neem en die hartseer is daar ook genade. Genade van die Here wat sê, maar ek is teenwoordig om jou te versterk en ek is teenwoordig om jou te dra. En ek dink julle as kinders, kleinkinders, ja, in besonderhede dit beleef die afgelope maande. Hoe die Here net elke dag weer krag gegee het. Daarom is ons saam hier om verder te beleef, vir die Here dankie te sê, en om vooral te beleef hoe hy versterk, ook vir die pad vorentoe. En mag ons werklik elkeen die Here se nabyheid dis vanmiddag ervaar. Sit back hier voor, kom sit gerus hierso. Ons gaan gou geleentheid gee, is nog 'n paar mense wat gaan kom, hier is plek hier voor, kom sit rustig. Terwyl ons almal so sit, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons in diep afhanklikheid by U kan kom. Daar is ook vanmiddag waar ons saam deur U vertroos wil word nadat Tantani oorlede is. Ons dankie vir die genade, dat ons mag weet, U is ons Vader wat ons lief het, U hou ons in die holte van die hand vas, U is die Here wat ons werklik teen die bors vasdruk, met alles wat ons beleef en alles wat ons ervaar. Ons mag diep afhanklik van U wees en dit erken ons ook. Maar ons wil juist bid dat U met die genade van Jesus Christus ons vanmiddag sal versterk. Mag ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan, mag ons dit beleef, omdat U met ons aan die werk is. Ons bid dat U ons gedagtes en ons harte op U sal rig, maar daarmee saam dat ons sal beleef hoe U ons ook verder neem. Dankie dat ons dit mag vra in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan Psalm 146, sy eerste, sy derde en sy 8ste vers gaan ons saam sing. Ons gaan dit staande sing. Jan het gevra dat ek sommer klavier ook speel, soos jy my net op oomblik gee, dat ek net daar kom, en dan kan ons rustig staan, die 3 verse saam sing, en dan kan jy weer die sitplekke inneem. Psalm 146, 1, 3 en 8.
sal ons saam na die Here luister. Sal dit doen met die woorde van Psalm 131, baie kort psalm, maar 'n psalm waarmee die Here deur die woorde van Dawid, en dis Dawid gelei deur die Heilige Gees, en so ook 'n pad aandui, ook vir verder vorentoe. Dis 'n pad wat mense al beleef het en Jan beleef het, ook in die afgelope tyd, maar dis ook 'n pad vir vorentoe. Voordat ons saam lees, die Here moet ons juist met sy woord vertroos, terwyl ons sit, kom ons bid. Hemelse Vader, ons dankie dat ons U kon erken dat U getrou is, maar dankie dat ons ook mag erken, dat U met U woord met ons praat, dat U ons wil versterk en vertroos en opbou, en uiteindelik aan U Seun, ons Here Jesus Christus wil bind, ook vanmiddag weer. Ons bid, mag U Gees ons nou lei, mag ons die krag van U deur die woord ervaar, mag ons die troos, die vermoë om ook getroos verder te leef, mag ons raak sien hoe U dit vir ons oopmaak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Psalm 131. Dit is 'n pelgrimslied. Met ander woorde, is 'n lied wat die kinders van die Here gesing het as hulle op pad was Jerusalem toe, of van Jerusalem af op pad huis toe. So dit is 'n lied wat gaan wanneer jy op reis is in die lewe. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Ja, wag op die Here Israel, nou en vir altyd. En Psalm so kort, ons kan hom net een keer weer lees. Mens die woord op jou te laat inwerk. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Liewe oom Jan, kinders, kleinkinders, familie, die afgelope jare, maar ook maande, veral, was vir julle as familie saam met Tant Annie, saam met julle ma, saam met julle eggenoot, onrustige maande en jare gewees. Julle moes saam beleef, oom Jan, dat julle dogter Hanlie oorlede is. Met al die emosie wat dit teweeg bring. Julle moes as kinders, kleinkinders, en vooral Jan, oom as eggenoot van Tant Annie, moes julle beleef dat sy beroerte gekry het. En hoe sy daarmee geworstel het. Die afgelope maande was dit hospitaal toe, Montament toe, week vir week wat sy hier gelê. En toe die laaste week, die laaste dae, totdat sy oorlede is. En ja, mense is dankbaar dat sy verlos is van haar swaar kry. Mense is dankbaar dat sy by die Here leef, dat haar stryd verby is. Maar vir julle lê daar nou ook 'n tyd voor om te moet aanvaar. Om te moet leer saamleef met die feit dat ma, dat ouma, en Jan vooral omdat ons 'n lewensmaat van 60 jaar
nie meer saamleef nie. Nie hier nie. Alles bring maar 'n onrustigheid in 'n mens. En daarom is dit genade om saam te luister na die Here se woord in Psalm 131, waar ons Dawid aan die woord kry. En as jy nou 'n bietjie oor Dawid indink en sy lewe indink, dan besef jy dis 'n man wat ook in sy lewe geweldig baie beleef het wat hom onrustig gemaak het. Ja, as kind al het hy sy pa se skape opgepas, maar daar was die leeu's en die wolwe en bedreiging wat hy gehad het, die beere met waarmee hy moes baklei het. En toe word hy as koning aangewys, maar hy gaan bly in Saul se huis. Saul voel bedreig daaroor, probeer hom doodmaak, Dawid moet vir sy lewe vlug. Daar's nie 'n rustigheid nie. En wanneer hy koning word, is dit oorlog na oorlog. Hy steel sy buurman se vrou, hy vermoor sy buurman, dan probeer hy sy sonde wegsteek. En die rus dag net nie op nie. En selfs daarna bly die worsteling met sy kinders. Seentjie by Batseba wat sterf, sy oudste seun wat sy dogter verkrag, sy Takka seun wat in opstand kom en in die bosse sterf. Dit is geen wonder dat Dawid sê in die psalm, maar weet jy wat, ek was so onrustig. En ek het kalmte, rus en tevredenheid gaan soek. Maar kyk mooi, hoe Dawid sy onrus beskryf. Hy sê nie, ek is onrustig omdat my lewe deur mekaar is nie. Dis nie al die dinge alleen wat ek ervaar het wat maak dat ek onrustig is nie. Hy sê nee, ek is onrustig en ek was onrustig omdat ek myself verhef het, omdat ek hoogmoedig is, omdat ek my met God se dinge gaan besig hou het. Ek was onrustig omdat ek my grense oorskry het. Dis wat met selfverheffing hoogmoed bedoel word. Is dat die mense grens oorskry en jou as ware in God se plek begin sit. Dat jy dink jy moet God se werk doen. Dat jy dink jy is die ene wat nou die pad vorentoe moet aanpak en waar gaan ek die krag kry? Dat jy dink jy is die een wat nou vir mekaar moet vertroos. En hoe gaan ek dit in staat kry? Of ek moet sterk staan ter wille van die ander. Nee, dit is so typies wat ons as mense doen. Is dat ons sê, ek moet op 'n manier optree sodat ek iemand anders kan help. Maar eintlik gaan ek 'n tree te ver. Nou ja, het dit op 'n manier ervaar in hierdie siektetyd. En ons kom daaroor gesels. Die eerste weke wat aan hier gelê het. En daai vraag, daai wonder, daai worsteling in binnekant die mens. Wat verbid ek? Waarna verlang ek? Sy beter word, dat ek dan die Here al moet verlos. En daai worsteling, is op 'n manier dat 'n mens sê, ek wil die besluite kan neem. En dit slaat nie om daarmee iets sleg te sê nie, dis wat in 'n mens leef, want jy weet nie waarheen nie. Iemand het 'n baie mooi beeld gebruik om hierdie onrus wat in Psalm 131 bedoel word, om dit te verduidelik. Hy het gesê, jy en ek as mens is so sandkorrels. Jy is so klein soos 'n sandkorreltjie. Maar soms vergeet ons dat ons 'n sandkorrel is, en dink ons dat ons 'n rots is. En dan dink ons moet die werk van 'n rots begin doen. Met ander woorde, as die stormwinde van die lewe kom, dan dink ons moet onsself beskerm, ons moet daai rots wees, of ons moet veral die ander mense beskerm. Hulle moet agter ons kan skuil, hulle moet by ons kan veilig wees. Terwyl dit eintlik net 'n sandkorreltjie is. En dit nie jou werk is om die rots te wees. Daarvoor moet mense dus altyd versigtig wees, ook in die tyd wat kom. Ook vir julle as kinders, moet julle gaan bekommerd wees oor pa, en wonder, weet, gaan hy alright wees? Wat kan ons doen? En ja, betrokkenheid, enorm belangrik. Uiteindelik die werklike tot rus kom, vrede vind, wat pa moet ervaar.
kan een sandkorreltjie 'n ander sandkorreltjie nie meer help nie. Dis hoe ons moet kyk hoe Dawid se verdere woorde aan Psalm 131 gaan. Want hy sê dan in vers 1, selfverheffing en hoogmoed is dan nie by my, Here, ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Hy sê, ek het gestop om die grens oor te steek, om myself as 'n rots te begin sien. En dis hoe my vers 2 sê, ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Hoor mooi wat sê Dawid, hy sê, ek het rus en kalmte gevind, maar letterlik staan daar, ek het my siel rustig en kalm gemaak. Hoor mooi, ek sê, ek het my siel rustig, kalm gemaak. En hy sê, ek het hierdie onrus wat aan my was, die omstandigheid wat aan my was, ek het dit tot stilte kon bring. Hoe? Dis wat vers 1 sê, deurdat ek my grense erken. Erken dat ek mens is, God is, dat ek die sandkorrel is, en God die rots. En dis hoe vers 2 dan kom, soos 'n kindjie wat by sy ma tevredenheid gevind het, het ek tevredenheid gevind. Kyk hoe hierdie beeld. En ons het gewoonlik hier word gepraat van 'n piepklein babatjie, wat skreeu, want sy is honger, en dan moet mama asseblief kom, en die bottels gee, en die melkies kom, sodat ek toch net kan stil word, hierdie babatjie. Met ander dan moet vir my gesorg word. Maar dis nie wat hierdie beeld sê nie, want die kind waarvan hier gepraat word, is 'n 3-jarige kleuter. Dis nie 'n babatjie. Wat gebeur met die 3-jarige kleutertjie? Die kleutertjie loop in die wêreld rond op sy eie, en dan val hy kry seer, en wat doen so 'n kleuter dan? Ons almal weet wat doen so 'n kleuter. Hardloop na papa of na mamma toe, en gaan skuil in papa of mamma se arms. Want wat soek die kleuter by papa of mamma? Troos, nabyheid. Mamma se arms moet my net vashou. Ek wil net veilig voel by mamma. Mamma moet saggies met my kan gesels. Papa moet in sy liefde my vashou. Dawid sê dis wat hy gedoen het. Het met sy onrus tot rus gekom, deur na God te vlug, deur in die rots in te vlug. As ek het in God se teenwoordigheid gekom, ek het sy arms om my gevoel, hy het my veilig laat voel, ek kon sy sagte, liefdevolle nabyheid ervaar, ek kon sy woorde van genade hoor, en dit het my kalm gemaak, tot rus gebring. Hierdie beeld, die sandkorrel sê, ek het tot binne in die groot rots gekom. En toe ek daar was, toe het ek veilig gevoel, geborge, tot rus gekom. So wie is dit wat 'n mens rustig maak, volgens Psalm 131? God self. Dis aangrypend wat die Here Jesus self het gesê. Ja, as hy die mense op aarde sien hoe hulle moeg en uitgeput en oorlaai is, wat doen hy? Hy steek sy arms uit en hy sê, kom na my toe, en ek sal julle rus gee. En om jou, dis wat ons beleef het. Ek net verwys na daai worsteling. Waarvoor moet ek bid? Ook het na die Here toe gegaan, met hom geworstel. En hy het die vrede gebring in die afgelope maande. Die verstand bly soms hardloop nie. As ons ook so aangrypend gesê, net nadat Antonie oorlede is. My hart het vrede.
Dis daai vrede, omdat 'n mens by die Here gaan rus, wat mens die vermoë gee om die pad verder te stap. Dis 'n vrede wat Antani ook op 'n manier Dinsdagnag, Woensdagoggend vroeg ervaar het. Want ons weet, na sterwingsproses was sy nie alleen. Die Here Jesus was net daar. En sy kon as sandkorreltjie in hom sterf, in hom die rots. Want hy het self beloof, ek is met julle tot aan die einde van al die tye. En toe sy sterf, toe loop sy voluit in Christus se arms in. Soos die beperking weg. En want sy het in die Here Jesus geglo. En dan geld Openbaring se woorde wat sê, geseënd is die wat van nou af in die Here sterwe, want soos die Gees sê, hulle sal rus van hulle arbeid. En wat is daai arbeid? Daai arbeid is juis jou onrus in hierdie lewe. En jou gejaagdheid, dit wat ek hier binne kan my beleef, omdat ek nog hier in 'n stukkende wêreld leef. Geseënd is die wat van nou af in die Here sterf, want hulle sal rus van die onrus, want hulle het voluit in die rots ingestap. Dis wat sy beleef het. En as 'n mens dink aan haar lewe van worsteling, dan is dit genade vir haar. Dis daar die vrede, daai rus, wat julle ook mag beleef. Want julle bely self, julle behoort met liggaam en siel, lewe en sterwe aan ons Here Jesus Christus. So hy is die rots, en wie julle mag skuil, as sandkorrels. Juis as 'n mens nou moet gewoond raak, worstel met, geleidelik aanvaar, dat dan nie meer leef nie. Dan is nie 'n rustigheid wat mens net oornag kry nie. Dis 'n rustigheid wat iemand anders jou ook nie kan gee nie. Die tot rus kom met die seer, met die verlange. Die tot rus kom met die besef, maar ek kan nie meer met haar praat nie. Waar tot rus kom is 'n proses. Proses waarin die Here sê, kom hier in my, en geleidelik sal dit kom. En dis wat die Gees mens wil begelei. Dit is nou die woord van Psalm 131. Dat jy uiteindelik kan sê, ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindertjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Dit is die eindpunt. Wat doen 'n mens prakties nou? Dis wat vers 3 nog belangrik is. Wag op die Here, Israel. Nou val dit, dis opmerklik, net die digter kom nou en hy sê, hierdie geld nie net vir my nie, Israel, al die Here se kinders moet dit hoor. Julle moet almal hoor, want julle is almal soos ek, net 'n sandkorrel. En julle moet almal die rots raak sien. Dat die rots gaan skuil soos 'n 3-jarige kleutertjie by sy pa of sy ma. Stap in Jesus se arms in. Want ek sal julle rus gee, sê die Here Jesus. Maar dan die belangrike, as jy instap in Jesus se arms, wag. En dit is nog 'n belangrike woord daar, wag. Wag dat die Here met jou werk, nie om aandag. En dit kan ons as mense soms met mekaar doen. En een sandkorrel sal vir die ander sandkorrel sê, hey, jy moet nou by die punt kom om te aanvaar, om tot rus te kom en om verder te gaan. Nie is ek 'n sandkorrel om dit vir jou te sê. Want ons wag op die Here. Ons verwag dat hy met jou sal werk.
Ons verwag dat hy die trane sal afdroog. Ons wag daarvoor dat hy by jou sal wees soos hy beloof het. Ons verwag, ons leef met daai vertroue. Hy sal mense onrus tot rus bring. Hy sal jou vrede gee. Hy sal met sy gees jou versterk. Maar wag op die Here. Nie dwingend nie. Nie gejaag nie. Want dit is 'n sandkorrel in die rots. Wat beloof die Here? Hy beloof sy vrede. Ek het rus en kalmte gesoek en gevind. Ek kan 'n sandkorrel in die rots inskuil. En daar gaan ek by hom, die Here, die vrede beleef. Ja, mag die Here oom die krag gee om te wag, te skuil, te beleef. Om net verder te gaan met dit waarmee oom al besig is. Mag elkeen van julle as kinders en kleinkinders daar die krag vind, deur die Gees gelei word, om te wag, te skuil. En mag die Gees dan met sy genade so met julle werk, dat julle ook rondom ma en ouma, sussie, lewensmaat, se sterwe kan sê, ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Dit is nie iets wat net hier is nie. Dit is om vir te wag, te bid, maar te verwag. Dit sal kom op die Here se tyd. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons dankie dat ons opnuut net weer kan besef. Ons hoef nie rotse te wees nie. Ons is dit nie. Ons is piep klein sandkorreltjies. As die wind kom, dan word ons net so omgewaai. As die stormwinde kom, dan lê ons soms plat. Dankie dat ons mag skuil in U seun. Hy wat die rots is, wie ons hele lewe kan bou. Hy wat op die rots is, wat ons werklik kan wegkry, geborge kan wees. Ons bid in besonder, Here, dat U om Jan, Marie-Louise, Harry, hele besonder sal begelei in hierdie worstelpad van rus soek en vind. Dankie hoe jy hulle vasgehou het. Hulle alreeds deur die Gees gelei het op hierdie worstelpad. Maar ons weet, dis die hele pad wat nog voor lê. En verbid ons vir U genade werk. Ons wil vir U dankie sê, vir U werk in Annie se lewe. Dankie dat ons hier kan saam wees met herinneringe. Dankie dat ons kan onthou hoe U liefde en U genade deur haar gevloei het. Dankie vir die impak wat sy in elkeen van ons se lewens gehad het. Elkeen van ons verskillend en anders. Maar dankie dat U haar gevorm het in haar lewe. Dankie ook vir U genade in Annie se lewe. Dankie dat die Heilige Gees haar in Jesus laat vashou het.
dat sy in Christus u kind is. En dat ons kan weet, sy het in Christus gesterf. Ons weet, dit was u werk. En ons wil u daarvoor erken. Ons bid. Mag u Gees ons lei in elke tree. Mag ons saam, aan elkeen afsonderlik ook soos ons dit nodig het, op u wag. Dan u arms invlug en beleef hoe u ons versterk en vashou. Dankie dat ons dit mag vra in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing die Psalm net voor Psalm 131. Dis Psalm 130. Ons gaan sy 3de en sy 4de vers. Ons het geleentheid om met mekaar te kan gesels en dan besonder. Maar ek wil graag 'n paar woorde spreek, maar ek wil jou daartoe geleentheid gee. So kans. Dankie. Vanoggend het die Here besluit en het gesê my ma het haar dokter vir op die aarde en hy het haar gehaal. En dominee, ja, ons is nie sandkorrels. En ons weet, so vol van my ma, my pa, waar ons krag vandaan kom. En ons krag kom net van die Here af. En daai geskenk wat my ma, my pa vir ons gegee het, kan ons net voor dankie sê. My pa het gesê, soos 'n goeie dopper, hy wil nie musiek voor die tyd hê nie, en hy wil nie 'n plaatjie van my ma hê nie, en hy wil nie al die goed hê nie, want hy wil hê ons moet oor op die Here hou. En vandag, pa, dis wat jy vir my en vir my sissies gegee het, en ek wil sê, ek wil begin dankie te sê, dankie vir ons liewe Vader, dankie dat hy sy seun vir ons gestuur het, en dankie dat hy aan die kruis vir ons gesterf het, en dankie dat hy my ma weer gaan terugvat. Dankie vir my ouma en my oupa, as ek aan oupa Hendrik en ouma Hannetjie vandag, ons stuur die dogter terug met jou, saam met Hannes, hulle gesin,
En ek kyk vandag na David en Pieter, en julle is ooms van my hart. En julle is al wat ek van my hoor. Dis Pieter en David, en vir dit wil ek sê dankie. Ek wil sê, dankie vir my eie familie. My ma gaan weer terug na my sussie toe. Ons gaan almal my sussie weer sien. En ek weet, ons het vir haar baie gesê, 2 jaar terug, Mama Louise, wat jy maar nie, ons het oom Hannes, vir oupa Hendrik, vir ouma Annie, en vir Annie, ons gaan hulle almal weer daar sien. En ek sê baie dankie vir die Here vir dit. Ek wil ook sê dankie vir die dominee. Dankie dat jy my pa geondersteun het. Dankie dat jy by my pa was, die week voor die tyd, lang voor die tyd, Dr. Pieter, die Here het jou gestuur, ons familie toe. Toe my Pieter vra, hoeveel gaan hy vra, om vandag te preek, toe sê hy nee, hy werk vir die Here. En ek voel vir my Pieter sê baie dankie dat jy vandag die mooie boodskap gegee het om ons te herinner dat ons net saam kon ons is, dat jy terug gaan na die Here toe. En dankie vir wat jy my pa doen. Ek wil ook sê dankie vir die versorgeenheid. Ek ken nie almal nie, Suster Marissa Nonkeer en Suster Alta, die heel pad hier by my ma was. En ek wil net net seker gemaak het dat my ma is okay, en my pa, en hulle het so mooi na hulle gekyk. Die catering, toe ons gister besluit het, ons gaan kort kennisgewing doen, het almal ingestaan met die reëlings, Alida Versagie, Dina Roos, en Bani, vir die streaming. Ek net sê baie dankie. En dan wil ek sê baie dankie dat julle almal gekom het. En as ek julle kan vra, nou weer vrydag terugvlieg toe Bani toe, as julle vir my kan kyk, en moet sê, wat er aan jou tyd is. Ek moet weet dat sy wat tyd is, want ek my geleer dat die Here ons hand is. En dat, toe hulle die dood afgeleid, het hulle beloof dat ons aan Jesus Christus gaan voorstel. Ek is in 'n moslimland, maar ek is Jesus se kind. Ek is Jesus se kind elke dag as gevolg van my ma en my pa. En daai mense sê baie dankie dat julle almal gekom het en dra my ma op en ons almal gaan my ma sien en ek kan nie wag om my oupa en my ouma en oom Hannes en Harley en almal weer te sien wat ons familie is, die Malan, die Berg familie, die Bedford familie. En dan wil ek vir almal ook sê, ek weet as mense in hierdie forum vandag in die laaste jaar 2 jaar met maas verloor het. Dink aan my neef wat sy vrou verloor het, sy ma verloor het, sy kind verloor het. En ek kan nie dink hoe sterk het moet wees vir elkeen dat iemand verloor het die laaste jaar. En ek wil vir julle sê, soos die Here vir my bid, dat ek nog steeds elke dag vir julle ook. En mag die Here julle seën en mag julle elke dag onthou dat ons het die Here wat sy seun vir ons gestuur het en vir ons in die kruis gesterf het. En daarvoor is ons baie dankbaar. Baie dankie toe. Dankie Barry, en dit vir julle as kinders ook, die van julle begeleiding, vashou van pa en ma, en die tyd wat verby is, die daar wees. Ek wil sê die Here dankie vir daardie liefde. Ons gaan 'n paar sake nou nog doen. Ons gaan dit alles staan doen. Ons gaan eerstens ons geloof bely. Want uiteindelik vorm dit die basis van ons troos. Om saam te kan sê, ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus Christus, ek glo in die Heilige Gees, die drie-enige Here. As ons dit klaar bely het, gaan ons woorde van hoop sing. Dis die woorde van Skrifbreuke 18:6, lied 602.
Die van julle wat bietjie ouer is sal onthou, ons die ou Gesang 177, maar dis die verwoording van ek sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom, die toekoms. Want die een wat ons weet, dat daar nie ingestap in die arms van die Here in, maar haar liggaam is nog hier. En haar liggaam gaan uiteindelik gebere word, maar eintlik gesaai word vir die dag wanneer Here Jesus terugkom, dat ook haar liggaam opgewek word. En eers dan breek die volle lewe saam met die Here aan, dat sy na liggaam en siel dan by die Here. Sy is nou met haar menswees by hom, maar dan ook as volle mens. Daarom die woorde van Skrif van 18:6 wat ons gaan saam sing, en dan bly ons ook staan vir 'n kort gebed. En daarna word jy almal uitgenooi dat ons saam kuier. Ek dink dit wat hy nou van gepraat het, van die bly bid vir mekaar, 'n pad bly stap met mekaar, dis die belangrike. En die genade voorreg is dat jy as hierdie saam kuier, ons ook 'n geleentheid gee om julle as gesin te laat beleef, ook in hierdie situasie. Is nie net as mens op jou eie nie, as mense rondom jou, saam met jou. So kom ons staan, dan bely ons eers ons geloof, daarna sing ons gebed 18:6. Kom ons staan. Ekskuus, ek gaan nou maar hier bietjie moet terugslaan. As jy wil, kan jy hardop saam bely, of bely in jou hart. Maar jy wat in die drie enige Here glo, sê dit oortuiging saam, dat jy in hom glo. Kom ons erken dit. Ons erken, ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons bid dat U met die genade van Jesus Christus, met
die liefde as Vader en met die krag van die Heilige Gees en ons elkeen sal werk, besonder om Jan, sy kinders, die kleinkinders. Maar ons beleef die rus wat U gee, die vrede wat alle verstand te boven gaan. Ons bid in ons Verlosser se naam. Amen. Kom ons beweeg en ons gaan drink tee en koffie saam.